Hallo, ek is Petrus. As jy hierdie preek geniet, like, share en subscribe tot ons YouTube kanaal. Deel dit met ander, want die waarheid sal mense vrymaak. Vreugde van die Here is jou krag. Toe ons dit nou sing, toe dink ek net daaraan. En ons almal weet, dit kom uit Nehemia 8 uit. Dit is 'n belofte van die Here. En vanoggend wil ons letterlik praat oor die belofte van die lewe. 'n Lewe in die teenwoordigheid van die Here. Hoe leef ons in die teenwoordigheid van die Here? Hoe bly ons in die teenwoordigheid van die Here? Want om in die teenwoordig, om met 'n bewustheid, alle mense lewe in werklikheid, in die teenwoordigheid van die Here. Die woord sê die Here is oral. Hoor julle, hy is oral. Hy reik uit letterlik na almal. Elke mens, sê Paulus in Handelinge 17, het 'n bewustheid van God. Dit is so interessant, jy kan daar's soveel, as jy na die Chinese se ou boeke gaan kyk en goed, letterlik, daar's soveel ooreenkomste van hierdie ander ou, hoe kan jy sê, gemeenskappe van, ons praat nou van letterlik in die tyd van Abraham en so, ouens wat op ander dele in die wêreld gebly het. En dat daar in hulle stories wat hulle oorgedra het, dat jy kan sien, hier is 'n bewustheid van 'n almagtige God, wat hulle vir jou sal sê groter is as hierdie standbeeldjie of hierdie standbeeldjie. Nou goed, die Hindoes het 'n probleem, want hulle het meer as 1000 gode, né? Maar in elk geval, die punt is net, ons het die beloftes van die Here in sy woord, en hierdie belofte, dat die krag van, die vreugde van die Here is jou krag, is net nog 'n belofte wat joune is. Dit is vir jou as 'n kind van die Here. Maar ons moet die beloftes van die Here eien, ons moet dit vat vir onsself. Soos elke ander belofte. As ons dit nie gaan vat nie, dan kry ons dit nie. Hoor julle? Dit is so goed as begin 'n sopkombuis. En ons sê vir die ouens kom kry vir jou, of weet 'n voedselprojek, en sê vir die ouens kom kry, maar hulle kom nie kry nie. Hulle loop verby honger met maag wat grom, né? Julle weet wat se maag wat grom, né? Maar in elk geval, ek ken dit baie goed, toe ek op skool was, my maag heeltyd gegrom. Ek was altyd honger. Seker omdat ek in die koshuis was, maar in elk geval. En so hulle loop rond honger, maar hulle kom haal nie kos nie. Alle 100% mense in hierdie wêreld, 100% is honger na die wil van die Here. Hulle is honger na iemand wat waarlik vir hulle lief is. Daar is 'n paar mense dalk hier en daar wat rondloop, wat vertrou op die liefde van mense. Nou sê jy vir my, jy saai nou onmin. Maar 'n mens is beperk met alles wat hy doen. Uit ons eie krag is ons totaal beperk met alles wat ons doen. Dit is net God wat jou kan lief hê, onvoorwaardelik. Stel iemand teleur. Kom 'n week lank elke dag 'n uur laat by die werk. Ek weet nie of dit so lank gaan vat voor jy agterkom jou baas is kwaad nie. Of jou bedankingsbrief ignoreer jy dalk nog die hele tyd. Maar hoor julle net, daar's net een wat jou kan lief hê onvoorwaardelik. En totaal alles doen, sodat jy deel van hom kan wees. Alles gedoen het, moet ons sê. Dan is dit ons Here, Jahwe, Vader, Jesus, Heilige Gees. In 2 Timoteus 1:1 praat Paulus van die belofte van lewe. Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, deur die wil van God, in ooreenstemming met die belofte van die lewe in Christus Jesus. Dit is so mooi, hy sê dit so mooi in die Passion Translation. Hy sê, appointed, dan praat hy van homself as Paulus, en dan sê hy, appointed by God's pleasure to announce the wonderful promise of life found in Jesus. The wonderful promise of life. Regte lewe, Zoe lewe, né? Regte lewe. Om dit te vind, dit is Paulus se opdrag gewees. Maar dit was sy opdrag, maar dis ons absolute
Ek wil nie sê geluk nie, want ons is nie geluk, ons het nie geluk nie, ons is nie lucky nie, né? Marika, ek al dink altyd daaraan as ek die woord hoor, toe sy klein dogtertjie was, een keer was iets verkeerd geloop, en sy was regtig klein, sy kon nog skaars, want sy sê, wis is nie 'n lekker day nie, nie 'n lekker day nie, né? Nou ek sê nou vir julle, ons het nie lak nie. Dit gaan met ons goed of sleg, maak nie saak wat nie. Maar as iets goeds gaan, is dit die goedheid van die Here. Hoor julle? Dis die genade van die Here. Die feit dat jy nie op die grond lê en niks kan doen nie, die genade van die Here. Alles is sy goedheid, né? Nou hier, Paulus praat van dat sy taak is om aan ons oor te dra, dat daar 'n lewe is, wat letterlik 'n belofte is. En ons weet almal, hy praat van die ewige lewe, né? Hy praat van letterlik, Johannes 17 vers 3 het ons al so baie vir mekaar gesê, waar Jesus sê, en dit is die ewige lewe, praat hy met die Vader, en hy sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle in U glo, die enigste ware God, en Jesus Christus wat deur hom gestuur is, praat hy van homself. Dit is die ewige lewe, met ander woorde, om Jesus te ken. Hy het klaar begin. Hy het vir my begin, toe ek in my 2de jaar in die weermag my hart vir die Here gegee het. Toe die ewige lewe begin. Dit is waar die vyand sy toetsdop. Wanneer hy dink hy kan ons lewens stop, hy kan nie. Al wat stop is jou bestaan op aarde, stop op een of ander tyd. Maar dan gaan jy aan met die ewige lewe, in 'n verhouding met 'n lewende God. Dan gaan hy verder, want onthou nou flissies, hy skryf hierdie brief aan Timoteus. Aan Timoteus vers 2, my geliefde kind, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Jesus Christus ons Here. En dan los ek nou vir tydsonthaalwe, soos julle weet, ek sal alles wil lees. Vers 13, spring ons na vers 13 toe. Hou as voorbeeld van die suiwer leer vas aan dit wat jy van my gehoor het. Doen dit in die geloof en in liefde wat in Christus Jesus is. En letterlik met ander woorde, doen dit in die geloof en liefde wat nou reeds in jou is. As jy soos Timoteus glo dat Jesus die Here is, het jy die belofte van die lewe en die geloof en liefde van Jesus, nie van jouself nie. Want jou geloof en jou liefde is nie veel werd nie. Die geloof en liefde van Jesus is nou in jou. As jy sê ek glo, dan sê jy letterlik ek glo dat Jesus se geloof binne my is. Daarom is my geloof in God is nie sommer net iets wat eenkant geskuif kan word nie. Dit is bevestig deur die liggaam en die bloed van die koning. Amen. Deur hom bevestig. Dan sê Paulus vers 14 vir Timoteus en vir ons, bewaar die kosbare pand wat aan jou toevertrou is, deur die Heilige Gees wat in ons woon. Bewaar hierdie pand, hierdie geskenk wat jy ontvang het, van die geloof en die liefde van die Here. Bewaar dit. En wat is ons kan vir mekaar nou vra, wat is die beste manier om hierdie kosbare pand, naamlik my geloof in die Here en die liefde van die Here in my lewe, sodat ek regtig vir myself en vir ander kan sing in enige omstandigheid, the joy of the Lord is my strength, nee. Dat ek nie terugdeins vir die vyand nie. Hoekom? Want waar daar liefde, as ek regtig die liefde en geloof van die Here in my het, is ek nie bang nie. Ek het nou eendag waar het ek vir iemand gesê, weer ook net, dit het my opgekom net. Hoekom is daar mense wat bang is vir ander mense? Hoekom loop party mense, sal iemand deur met sy momslee ry en hulle is bang? Want hulle is nie lief vir daai mense nie. Dan moet jy saam met my kom, dat ons daar rondry en wat ons bid. Dat jy liefde kry vir daai mense. Jy is net vir iemand bang, as jy vir hulle geen liefde het nie. Maar as jy vir hulle liefde het, is jy nie bang nie. Nou sê jy, dit maak nie sin nie, dit maak sin. Want waar daar liefde is daar nie vrees nie, 1 Johannes 4. Waar daar liefde is daar nie vrees nie. Ja, veral as ek iemand by my het, en daai mense vir wie ek lief is, val ons aan, dan gaan ek alles in my vermoë doen, om daai mense se pad, waarheen hulle ook al gaan, wat hulle gekies het, vinnig te volg, né? Ek gaan terugslaan so hard as ek kan. Ek glo nie aan geen geweld nie, né? Nee, ek glo absoluut in geweld.
om gewelddadig die woord van die Here te vat en dit myne te maak. En te sê, maar ek is lief vir die Here. En omdat ek vir hom lief is ek vir almal lief. En ek is vir myself so lief, dat ek hierdie pand waarvan Paulus praat, naamlik die geloof en liefde van die Here, dat ek dit nie wil verloor nie. Ek wil dit behou. Ek wil alles in my vermoë doen. En wat, vra ek julle vanoggend, is die beste manier om dit te behou? Om jou geloof en jou liefde in die Here te behou. Ek wil, kom ek sê so, ek het hier 'n klein notaatjie gemaak. Ek hoef dit gelukkig nie te lees nie, want soos gewoonlik kan ek nie my notas lees. Vanoggend is Tehila 'n bietjie omgeellie, het die ou mense gesê. Ek weet nie hoekom nie, maar in elk geval, dit is 'n bietjie moeilik, julle weet. En Elseke wil nog iets doen en goed, en ek sê vir gee af vir my. En ek vat haar, maar ek weet ek moet nog hierdie preek lees. Julle sal ook aan die einde sê, ja, dis hoekom die preek, hy het nie sy preek mooi, maar in elk geval, maar ek vat haar toe nou by haar, en ek sit net daar op 'n stoel in die sitkamer, en ek bid vir haar, ek praat met haar. Ek sê vir Tehila, luister ou sissa, jy het die vreugde van die Here in jou. Jy het die liefde van die Here in jou. Jy gaan die Here dien, soos niemand anders in ons familie nog ooit kon doen nie. Jy gaan hom voluit dien. Jy gaan vir hom lief wees. Verstaan julle, ek spreek geloof in haar in. En ek doen dit hardop. Ek is nie skaam dat die bure of die kinders of enige iemand dit hoor nie. Want die vyand is hardhorend. Jy sal sê jy kan dit saggies doen, maar Tehila moet dit hoor. En jy sê, maar sy hoor nog nie, ek weet nie, jy kan nie vir my sê sy hoor dit nog nie. Sy kan nog nie vir jou sê sy hoor dit nie, nou, maar in elk geval, maar ek spreek dit in haar gees in, dat sy vir die Here liewer sal wees, as vir enige iets of iemand anders op hierdie aarde, of in die heelal, dat sy vir hom sal lief wees, dat sy hom nog sal klou. So wat doen ek? Ek veg nou al vir haar geloof. Ek veg nou al dat sy haar geloof en haar liefde in die Here sal nie net sal kry, en eendag sal sê, ek is 'n kind van Jesus nie, maar dat haar maatjie sal sê, ja, sy is regtig 'n kind van Jesus, alwaaroor sy praat. Haar vriendinne, as sy 16 word, sal sê, sy wil nie eers oor make-up praat nie. Sy wil net heeltyd make-up met Jesus. Hoor julle? En dit is wat ons wil hê. Nou, wat is die beste manier om hierdie pand van die geloof en die liefde, die belofte van lewe in Christus te behou? Wat is hierdie pand? Dit is om met hom te praat. Dit is om met hom te kommunikeer. Elke moment van jou lewe, praat met die Here. Praat met hom. Al is jy hoe ingetoe mens, as jy alleen is, ek kan nie glo jy skaam om jouself te hoor nie. Hoor julle, as 'n ou partykeer as jy sing, ek sing baie keer, dan dink ek nee, dit klink nie so goed nie. Maar dan dink ek, maar hy is niemand wat my hoor nie, so dan kap ek dit flou. Hoor julle? Want niemand hoor jou anders hoor my mos nie. En as jy dit vir die Here sing, ek sê nou vir jou, dan prys hy dit. Prys hy dit. Dan sê hy dankie, dankie. Maak nie saak of jou note daar is of nie. En op wie se tone jy trap as jy saam met die Here dans nie. Hy gee nie om nie. Dit is amper soos, nee, dat ek nie grappig onnodig maak nie. Maar hoor julle net, ek sê nou vir julle, om met die Here te praat, te kommunikeer, aan hom vas te klou, met nie net, letterlik met jou hele wese. En die maklikste manier vir ons, of vir iemand te vertel, ons is lief is om wat te doen, om hulle te vertel, om vir hulle te sê, om met hulle te kommunikeer. Nie net my probleme voor hom plaas nie, dit doen ek natuurlik, vra my. Ek moet my gebedsboek omstuur, party van julle sal vasraak en sê, joh, maar goed, die meeste van julle is elke kan lees wat ek skryf hier, maar die Here kan dit lees, en hy hoor my dit sê vir hom. Moet nooit bid, probeer om soveel as moontlik hardop te bid. Nie net in jou kop nie. Want julle weet almal, hier in jou kop, nie net hierdie kop nie, maar in elkeen van ons se kop. Dis hoekom Terry dalk my hare so mooi kort gesny het, jy weet. Maar in elk geval, so in ons koppe kan baie goed aangaan, wat ons nie eintlik herhaal wil hê nie. Nou, maar as daar een ding is wat ons moet herhaal, is ons kommunikasie met die Here. Ons moet dit hoor. Jy sal sê, maar ek praat dit daarom. As jy dit praat en jy hoor dit self, dan hoor jy jouself getuig. Sê, self, jy getuig wraggies oor die Here. Jy getuig oor sy goedheid. Selfs al het jy hierdie massive probleem, self getuig oor die goedheid van die Here in my lewe. Dit is die beste manier. Dis die beste manier. Daarom moet ons praat.
Andrew Womack sê, nou die dag toe, in 'n ding wat ek en Samuel gekyk het, nou vertel hy van 'n pastoor, van 'n predikant, wat iets vreesliks gedoen het, sonde gedoen het, né? En toe moet Andrew Womack, stuur hulle hom na Andrew Womack toe, en vra of Andrew Womack met hierdie man sal werk. Ek weet nie of hulle gedink het, hy gaan ek sy arm agter sy rug draai, maar hy het geestelik dit definitief gedoen. En en Andrew vra toe vir hom, typies Andrew. Kyk, hy vra wat ander ouens nie sal vra nie. As jy nou weet, hier sit 'n ou en hy het hierdie groot sonde gedoen. Andrew sê vir hom, "How could you do it?" hy vra vir hom, "Hoe kon jy dit doen? Besef jy nie dat die Here die hele tyd teenwoordig is? Hy sien, wat het jy gedoen? Die Here was, toe jy dit gedoen het met daai vrou, was die Here daar." Die ou sê, "Maar my kop, ek kon dit nie. Ek het asof ek die Here een kant geplaas het." Nou as julle sê, "Maar dis belaglik, dit gebeur nie net sommer nie." Ek sê nou vir julle, maak dit onmoontlik vir jouself, om vir jouself te lieg, want dis wat hy gedoen het, vir homself gelieg. Maak dit onmoontlik vir jouself om vir jouself te lieg, al is jy bekend as 'n goeie leenaar. Maak dit vir jouself moontlik. Maak dit onmoontlik deur soveel as moontlik met die Here te praat en te kommunikeer. Maak dit onmoontlik, sodat nie jy of enige mens enigsins onder 'n vals indruk kan kom van waarvoor jy staan en vir wie jy lewe nie. Maak dit onmoontlik. Daarom praat met die Here, aanbid die Here, gesels met die Here, kommunikeer 24/7 met die koning. Want dit is 'n voorreg om dit te kan doen. Jesaja 50, wil ek net 'n paar verse lees. Ek het dit baie minder gemaak, maar in elk geval. Maar hoofsaaklik Jesaja 50 vers 3 tot 10 tot 11 eintlik. Praat Jesus. En Jesus praat as die diensknegt van die Here, the servant of the Lord. En hierdie is 'n profetiese gedeelte. En wat vir my so interessant is van dit, ek snap dit eers toe ek hierdie so tik. Toe Jesus, dit praat, julle sal nou hoor, dit praat die hele tyd van wat Jesus moes deurgaan vir ons. Dit is profeties van wat Jesus vir ons moes deurgaan voor die kruis, aan die kruis. En hierdie is 'n paar honderd jaar, hele paar honderd jaar voor Jesus dit gedoen het. So Jesus het letterlik, ons sê altyd vir mekaar, 'n ding is waar as jy woord daarvoor het. Wat ook al jy glo, as dit in die woord is, dan glo ek dit saam met jou. Jesus het woord gehad, letterlik, wat hy, glo my, uit sy kop uitgeken het. Want Jesus is die woord, Johannes 1, vers 1, né? Vers 14, die woord het vlees geword, onder ons kom tabernakel. Hy is die woord, en die woord het woord gehad oor dit wat hy moet deurgaan, en hier's daai woord. Hy sê, my Heer, die Here het my ore oopgemaak, en ek, en dit is interessant, selfs in ons 2020 vertaling, ek het nou nie van die ander gaan kyk, jy skryf hulle daai ek, met 'n hoofletter, want dis Jesus wat sê ek. Ek was nie opstandig nie, en teruggedeins het ek nie. Dit kry jy nou op al hierdie, daar's verse, jy sien in daai verse kom dit voor, soos wat dit gebeur, né? My rug, vers 6, het ek gehou vir hulle wat slaan, en my wange vir hulle wat baard uitpluk. Jesus het dit geweet, hy het as 'n klein seentjie het hy al geweet, Jesaja 50 is my toekoms. Hy kon dit in Hebreëus sien, hy kon dit maar in die tyd wat hy geleef het, hoofsaaklik meeste van die tyd in Grieks in die Septuagint. Maar hy kon dit sien, en my wange vir hulle wat baard uitpluk, my gesig het ek nie verberg vir beledigings en spuug nie. Alles goed wat hulle met hom gedoen het. Dit is my Heer, die Here, hy praat van Vader, wat my te hulp kom, en daarom voel ek nie verneder nie. Dit is 'n stukkie hoop, verstaan julle? Daarom voel ek nie, want ek het geweet dit moet gebeur. Daarom het ek my gesig soos vuurklip gemaak. Ek het geweet dat ek nie beskaamd sou staan nie. Kyk, my Heer, die Here, kom my te hulp. Wie is dit wat my skuldig sal verklaar? Hulle sal almal soos 'n kleed versluit. Motte sal hulle wegvreet. Wie is daar onder julle wat ontsag? En ons ken nou almal dit, né? Jarei. Nie net vrees nie, ontsag, respek, liefde het vir die Here. Wat luister na die stem van sy diensknegt. Hy wat in die duisternis verkeer, wat geen lig het nie, moet op die naam van die Here vertrou, moet op sy God steun. En is interessant, die twee woorde daar,
ag, dit is onnodig om dit seker vir julle te sê, maar in elk geval, die twee woorde daar vir vertrou en versteen, twee heeltemal verskillende woorde, maar hulle beteken absoluut dieselfde. Van die naam, hy moet op die naam, hy wat geen lig het nie, moet op die naam, met ander woorde, al voel jy is in donker, duister, soos wat Jesus was, in die tuin van Getsemane, en hy weet dit gaan gebeur, en daar waar hulle al hierdie goed moet om doen, en daar waar hy aan die kruis hang, en daar waar hy ter helle neerdal, in die donker, wat moet hy doen? Hy moet op die naam van die Here van Jahwe vertrou, batag, vertrou, steun op. Hy moet op sy God steun, sha'an, hoor julle, totaal verskillende woorde, sha'an, om te leun op iets, om te rus op iets, of om te vertrou. Julle sien, soos ons nou gesê het, hierdie is profeties gewees, maar Jesus het dit gedoen. Dis die awesomegheid daarvoor. Ons kan hierdie hele Bybel, ons is in so 'n bevoorregte situasie. Jy weet die eerste gelowiges, wat veral na Pinksterdag, die disippels, en toe na Pinksterdag tot geloof gekom het, sommer daar one shot, 3000 van hulle. En in Johannes 4, ag hoor vir my Johannes 4, Handelinge 4, dit was Handelinge 2, Handelinge 4, dan skud die gebou waarin hulle bid alweer. Daai manne was gewoond in geboue wat skud. En dan skud die gebou weer soos wat hulle die Here aanbid. Die gees van die Here kom weer op hulle. En dan is daar weer ouens wat besef, maar hierdie Here wat ons aanbid, is 'n lewende God. Hy is saam met ons, hy is by ons, en hy wil hierdie pinkenosies, wil hy optel. Hy wil ons kragdadig laat lewe vir hom, en hulle is vir niks bang nie. Want hoekom? Van die liefde van God is in hulle harte uitgestort. Deur die Heilige Gees wat hy vir hulle gegee het, Romeine 5:5. Hulle is nie bang nie, want hulle gaan hierdie mense bedien. Julle moet verstaan, jy kan nie, dit jare terug het die Here het al vir my gewys, toe ek in 'n ander franchise was, toe die Here vir my gewys, dat jy, want kyk, my Achilleshiel was 'n kerkraadsvergadering. Oh my soul, Lord, give me strength. Maar en 'n oom wat opspring, net omdat hy wil opspring. Hy skrik eintlik as hy opgespring het. Hy kan nie onthou watter punt, maar maak nie saak nie, ek is nie lelik nie. Baie van daai ooms het ek begrawe later, toe ek terugkom van Manelaan af. Nie omdat hulle wou begrawe word, hoor, omdat hulle oorlede is van iets anders. Nie van, miskien dit kan nou baie verkeerd klink. Ons moet hierdie uitsny. maar in elk geval, maar ek sê nou vir julle, ek wil hê julle moet hoor vanoggend. Maak nie saak wat nie. Die liefde van die Here maak dit vir jou moontlik. Jy kan nie, want dit is wat ek wil sê. Jy kan nie mense bedien as jy nie vir hulle lief is nie. Jy kan nie mense bedien nie. 'n Ou by wie ek het gehoor het wat dit die eerste keer gesê het, Jack Deere. Hy was 'n bekende profetiese ou, by Morning Star gepreek van Rick Joyner. En toe sê hy, it's onmoontlik, it's impossible to minister to people you do not love. En is so maklik vir elke predikant of mens om te sê, ag ek is lief vir die mense. Totdat hulle jou verkeerd opvryf, dan kom jy uit. Nee, jy moet uitwees. Die dag toe jy hart vir Jesus gegee het, en die liefde van die Here moet in jou wees. Dit is die pand wat jy moet beskerm, sodat jy in liefde die mense kan bedien. Sodat jy 'n seëning kan wees in ander lewens. Psalm 25 vers 12 sê, wie is die mens wat vir die Here, dis weer eens jarei, vrees, ontzag, respek, liefde het. Sy lewe verloop, sy lewe, dit is eintlik die woord daar in Hebreëus is nefesh, siel, sy siel verloop. Maar die 2020 vertaal het, sy lewe verloop voorspoedig, bataf, in goedheid, betoof. In goedheid, sy lewe verloop in goedheid, voorspoedig vertaal hulle dit hier. En sy nageslag sal die land besit. Ek het hierdie vers nou die dag ook gesê, begin van Januarie. Ons verklaar dit oor ons land. Ons spreek dit in die politiek van ons land het. Dat hulle wat op die Here vertrou, hulle wat fear of the Lord het, reverent love of God, absolute ontzag vir die Here het, hulle wat die Here dien, sal die land besit. En dit wat hulle besit sal nooit van hulle weggevat word nie. Nee, hulle sal nog koop. Maar moet dit net nie uitvuur nie. Maar in elk geval, hulle moet daai grond bewerk vir brands. Hoor julle, sê iemand wat nie grond bewerk nie. Ek is bang Tracy spring op.
Psalm 100 en ek bedoel ek boer nie, ek plant nie mielies nie. Psalm 118 vers 6 sê, hoor hoe mooi is dit, die Here is vir my, ek sal nie bang wees nie, wat kan 'n mens aan my doen? Die Here is vir my, ek sal nie bang wees nie, wat kan 'n mens aan my doen? Hebreërs 13:6 sê dieselfde. Psalm 27:1 sê, die Here is my lig en my redding, vir wie sal ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sal ek bang wees? Al sou 'n leer teen my laar opslaan, sal my hart nie bang wees, al sou 'n oorlog teen my uitbreek, sal ek nogtans bly vertrou. Ja, hy steek my weg in sy skuilings op 'n dag van onheil. Hy verberg my in die beskutting van sy tent. Hy tel my hoog op 'n rots. Waar is sy tent vandag? So kom ons sê net dit. Die tent van ontmoeting, die tempel later van God, is nou hier, né? 1 Korintiërs 3:16, 6:19, 2 Korintiërs 6:16. Hier is die tempel van die Heilige Gees, die Naios Hagion, die allerheiligste. Hier is dit nou hier in my. Hy tel my hoog op 'n rots. Wie is die rots? Yeshua. Hy is die rots waarop ons stewig staan. Dis hoekom Moses trouble gehad het. Hoekom? Want hy die rots geslaan. Nee, daarom is my kop hoog, sê die skrywer hier. Hy sê my kop is hoog bo my vyande rondom my. Ek wil met uitroepe van vreugde offers bring in sy tent. Ek wil sing, ek wil die Here besing. My hart ego u woorde. Julle moet my teenwoordigheid opsoek. U teenwoordigheid, Here, soek ek op. Want wat kan 'n mens aan my doen? Dit tref my nou die dag. Daai belofte, daai vraag, 'n paar plekke kom dit nou voor. Wat kan 'n mens aan my doen? Want hoekom? Want ek vertrou op die Here. Ek besef ek kan myself insluit by daai vraag vir my. Ek hoop jy volg my nou. Wat kan 'n mens, want ek is ook mos 'n mens, nee, julle verstaan, ek is nie 'n engel nie, prys die Here. My vrou het my baie keer 'n engel genoem, maar dis wanneer sy in 'n baie goeie by was. Maar in 'n geval, so dit was nie heeltyd nie, dit was soms. Maar nee, ek bedoel, sy was baie in 'n goeie by, maar wat ek nou engelagtig opgetree het, jy weet, baie goed was. Maar ek sluit myself hierby in. As ek sê, wat kan 'n mens, ek self kan myself nie bevoeter nie, man, want ek vertrou op die Here. Ek vertrou met ander woorde, amper belangriker om op die Here vertrou en op hom te staan vir die skade wat jy jouself kan aandoen. En hoe verhoed ek dit? Deur met hom te praat. Te sê ek wil ook sê Here, ek wil ook nie hierdie mens moet skade veroorsaak nie. Ek wil nie hierdie mens moet verkeerde besluite neem nie. Hoor julle? Ek wil hê hierdie mens moet goeie besluite neem. Ek wil hê hierdie mens moet U dien. Here, help my met hierdie mens. Here, help my met hierdie mens. Gaan staan voor die spieël. Sê Here, help my met hierdie mens. Want hoekom kan jy dit doen? Want hy wil met jou kommunikeer. Hy wil hê jy moet praat. Die Here is nie bang vir ouetjies wat baie praat nie. As ek soms by 'n plek is en ek praat met mense en gesels, ek sien vir al die mans, hulle raak so rustig, hulle moet net wegkom. Hierdie ou praat baie. En ek is jammer vir baie keer, weet jy, want die interessant is jy kan so beweeg jy so voor hom en hou jy net aan. En nou jy sien hierdie arme ou, nou hy's so vasgekeer soos 'n boerbok, jy weet, maar in elk geval. My hart ego die woorde. Julle moet my teenwoordigheid opsoek. En julle sien ons moet mekaar herinner. Hoe ver moet ek gaan om die teenwoordigheid van die Here op te soek? Hoe ver? Ek hoef nie meer Jerusalem toe te gaan nie. Prys die Here, ek sal graag wil gaan. Maar prys die Here, hoe ver moet ek gaan om die soos naby as my hart? Hoor julle? Hier, die teenwoordigheid, die Here is hier teenwoordig. Wat is daai lied? God is hier teenwoordig. Laat ons bidend nader. Maar nie net hier waar ons vergader nie, hier waar ek en God nou vergader, al is dit waar. Hy is teenwoordig. Ek kan sy teenwoordigheid ontdek elke oomblik, maak nie saak waar is ek nie. Dit is wat dit so wonderlik maak. Sy teenwoordigheid, sy glorie, sy gemanifesteerde teenwoordigheid, dit is wat glorie is, the glory of the Lord. Ek kan dit opsoek, maak nie saak waar ek is nie. Psalm 46, be still and know that I am God.
Nou sê hulle sê, nou moet jy ook bietjie stil bly. Dis hoekom ek die vers lees. Julle sien, besef net, die Here is by my. Die Here is by my, elke moment is hy lewend binne in my. Lewend binne in my. 1 Korintiërs 6:17 sê die persoon wat homself in die Here aan die Here verbind, is een gees met hom. Jy's een gees met die Here. Dit klink of dit nie kan wees nie. Dit klink of dit in een of ander ketter se boekie geskryf is. Maar die persoon wat homself, met ander woorde met deur geloof en deur aanvaarding, deur belydenis van sy sonde, sê Here, ek is van U afhanklik. U is my alles. Ek bely met my mond, ek glo met my hart, Romeine 10:9. Ek verbind my aan U, Here. Is een gees met hom. Vers 19 en 20 het ek opgesom, maar hy sê jou liggaam, siel en gees is dan nou met ander woorde 'n tempel van die Gees van die Here. En jy behoort aan die Here. Daarom verheerlik hom met jou liggaam, jou siel en jou gees. Verheerlik hom. Kolossense 1 vers 26. Ons is regtig naby aan die einde. Ek sê dit vir my stem. Kolossense 1 vers 26. Die misterie wat verborge was. Julle sal sien ek maak dit bietjie korter. Gaan lees by die huis. Of die misterie wat verborge was, is nou aan sy heiliges bekend gemaak. Hy praat van 'n misterie. God het besluit om aan hulle bekend te maak, vers 27, hoe ryk die heerlikheid, die glorie van die misterie vir alle nasies is. Christus is in julle, die hoop op die glorie, die hoop op die heerlikheid. Die probleem is met sulke kosbare verse, ons hoor dit so baie kere, dat dit nie meer vir ons regtig beteken wat dit moet nie. Dis soos wanneer jy 'n kar ry en jy net gewoond, ek skakel hom aan en hy ry. Ek het vroeg in my lewe geleer, dit werk nie so nie. Ek het 'n Golfie gery, wat prys die Here my pa vir my gegee het, maar hy het al 'n klompie kilometers opgehad. Maar dit was nie 'n 100% volmaakte Golfie wat hulle gemaak het en gesê, hierdie kar kan die Dakar ry elke dag. Die Dakar Rally, dis daar in die Sahara woestyn, hulle jaag en dan spring. Hulle het nie die Volkswagen het hom nie gemaak en gesê, hierdie kar kan in Pretoria van land tot land spring om die hoekies en hy kan wild ry soos 'n student kan ry nie. Dit was net nog 'n gewone kar. En daarom het hy 2 jaar redelik goed geloop. En toe begin hy moeilikheid te gee. Had ek naderhand 'n fiets agter in hom sit, ek staan die sitplek agter was permanent plat met 'n vreesies fiets in. Tot ek eendag sien my wielietjie is pap, dis sê ek, dit is ook nie my oplossing. Maar in 'n geval. Maar 'n motor sluit nie net aan nie. Daarom bid jy sommer vir hom. My Land Rover is 18, hy gaan nou vir sy 19de jaar. Wat doen jy voor jy met hom ry? Is daar brandstof? Nee, vergeet daai goedjies. Dit is fyn detail. Nee, jy bid vir hom. Jy sê Land Rover. Ek elke keer as my kar, weet jy wat verklaar ek oor my kar? Ek sê hierdie kar, want die persoon vir wie ek hierdie, as ek eendag as ek groot is geld het om 'n ander kar te koop, dan gaan ek hierdie kar vir iemand gee. Want prys die Here, Here is goed vir my, ek het al my karre nog gegee, né? Hierdie kar, gee vir iemand, gaan daai ou met hom ry tot hy moeg is vir hom. Hy gaan hom vir 'n ander ou gee. En eers daai ou sal bietjie dalk moet regmaak, maar vir die volgende ou gaan hom ry, tot hy maar net by die huis bly. Julle sien, Christus in ons. Christus is in ons. Daarom moet ons net snap, ek kan die hele tyd met hom praat. Ek kan konstant bid. Die hele tyd kan ek met hom praat. En die gebroke kar is ek en jy, hier's die vehikel wat nie so goed is altyd nie. Maar Christus in ons, kan ons saam die belofte van lewe waarvan Paulus praat, 2 Timoteus 1, ons kan daardie lewe voluit lewe. 'n Belofte van lewe wat gevul is en letterlik bestaan uit geloof en liefde. Uit geloof en liefde. Julle sien die ondenkbare hoop om die glorie van ons Jahwe in ons te hê, is nou ons werklikheid. Dis ondenkbaar, iemand vir jou sê die glorie van God, the glory of the Lord is in you.
Dink jy, ag, dis een of ander prediker, dis laat in die aand, almal is moeg. Nou sê hy sommer net goedjies. Dit is die woord. Dit is die werklikheid. Die gesalfde Mashiach, Jesus, Yeshua, en sy glorieryke salwing is binne in jou en my. Die salwing van die Almagtige is hier. Dit klink asof dit stories is. Dis die waarheid. Permanent hier by ons. En dit is die belofte van die lewe wat ons leef. Dis 'n totale oorweldigende, geseënde lewe in sy teenwoordigheid. Ek wil weer 2 Timoteus 1 vers 1 lees. Maar kom ek lees vir julle ek het nogal gedink, miskien moet ek vir julle die Passion lees, wat ek in die Engelse diens 11 uur gaan lees. Hoor wat sê hy? 2 Timoteus 1 vers 1. From Paul, an apostle of Jesus, the Messiah, appointed by God's pleasure to announce the wonderful promise of life found in Jesus, the anointed Messiah. My beloved Son, I pray for a greater release of God's grace, love, and total well-being to flow into your life from God our Father and from our Lord Jesus Christ. Allow the healing words you've heard from me to live in you and make them a model for life as your faith and love for the Anointed One grows even more. Verse 14, guard well this incomparable treasure by the Spirit of holiness living within you. Guard well. Guard well. Beskerm. Veg om te behou, dit wat die Here binne in jou geplaas het. En hoe doen ek dit? Deur konstant met hom te kommunikeer. 'n Man se vrou sê baie keer vir hom, praat met my, omdat ons nie, mans nie maklik praat nie, né? Praat met my. Die Here sê vir jou, die bruidegom sê vir die bruid, praat met my. Want hoekom? Want hy's lief vir jou. Hy wil jou stem hoor. Hy wil hoor dat jy elke ding in jou lewe met hom deel, want jy is van elke ding in jou lewe van hom afhanklik. Maar praat nie net uit afhanklikheid nie, maar praat vanuit geloof en van liefde. Want the joy of the Lord is your strength. Amen. Praat 24/7 met die koning. En onthou dat dit letterlik een massive voorreg is. Vader, ons prys U naam. Here, ons eer U naam, ons verheerlik U naam. Here, dankie dat ons U woord eenvoudig kan oopmaak, feitelik op elke bladsy, en daar is 'n belofte van die goedheid, 'n belofte van die genade. Of daar is dalk 'n betuigting vir al die Ou Testament wat vir ons in die arms indryf. Maar U woord wil ons in U teenwoordigheid hê. Daarom het U woord, Yeshua, dankie Here, vir ons gekom, sodat ons die teenwoordigheid van God kan betree. Soveel so, dat ons na onsself kan kyk in 'n spieël. Probeer in ons harte kyk en vir mekaar, vir myself sê, God is hier teenwoordig. Dankie Here. Dankie Jesus. Dankie Heilige Gees. Dankie Heilige Gees, ons eer en loof U. Dankie dat U elke dag in hierdie week saam met ons gaan wees. Nie 'n moment, nie 'n oomblik, nie 'n situasie waar U nie saam met ons gaan wees nie. Ons prys U daarvoor. Dankie Here, dit is elke een wat ons van weet, enigstens wat siek is, enige storie met ons liggame. Ons kom verklaar, genees in Jesus se naam. Dankie Jesus. Dankie Here dat Pieter gister kon loop na 'n ekstra plek toe, sonder 'n suurstofbottel kon loop. Ons prys U, ons loof U Vader. Dankie Jesus, ons eer U naam. Dankie Jesus, dankie Here. Verheerlik U naam Here. Dankie dat ons nou so saam U Shalom vat, U vrede, voorsiening, genesing, heelheid, U absolute voorspoed. Vat ons nou in die naam van Jesus. Dankie Vader. Amen. Amen.
Prys die Here. Prys die Here. Hallo, ek is Petrus de Tooy. As jy hierdie preek geniet het, like, share en subscribe tot ons YouTube kanaal. Deel dit met ander, want die waarheid sal mense vrymaak. Om Jesus as jou Here en Verlosser aan te neem, is die belangrikste besluit ooit. Romeine 10:9 en 10 sê, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en jy glo met jou hart, dat God hom in die dood opgewek het, sal jy verlos word. Met die hart glo ons en word regverdig verklaar. Met die mond bely ons en ons word verlos. Deur sy groot genade het Vader deur Jesus alles nodig gedoen dat jy gered kan wees. Bid saam met my. Jesus, ek bely dat U my Here en Verlosser is. Ek glo met my hele hart dat God U uit die dood opgewek het. Deur geloof in U woord ontvang ek nou U verlossing. Amen. Prys die Here. Nou dat jy wedergebore is daar 'n splinternuwe jy saam met Jesus in jou. En ek wil graag hê jy moet bid nou saam met my bid om die doping met Heilige Gees te ontvang. Jy sien Lukas 11:10 en 13 sê elkeen wat vra ontvang en wie soek vind en vir wie klop sal oopgemaak word. As julle wat sleg is goeie geskenke aan julle kinders gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan hulle wat hom vra. Al wat jy doen is dus om te vra, te glo en te ontvang. Bid saam met my. Vader, ek bely dat ek U krag deur Heilige Gees nodig het om die nuwe lewe as U kind saam met U te lewe. Vul my Here met U Heilige Gees. Deur geloof ontvang ek nou die doping met Heilige Gees. Dankie Heilige Gees dat U nou vir altyd in my lewe. Amen. Aanbid nou die Here en laat toe dat vreemde lettergrepe en klanke wat jy self nie verstaan nie, uit jou binneste borrel. Spreek hulle in geloof hardop uit en word opgebou in jou geloof. Maak nie saak of jy enigiets gevoel het nie. Jesus sê Markus 11:24, alles waarvoor julle bid en vra, glo dat julle dit ontvang het en dit sal vir julle so gebeur. Amen.